Hartlike goeiemôre op hierdie donderdagoggend, man. Dit is opgewonde. Jesus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. My naam Danie Gerber en ons was gisterand by 'n awesome bidhuur gewees en ek weet nie of julle bidhuur awesome aangename bidhuur was en julle iets ontvang daaruit nie. En ek voel vanoggend dat ek moet graag deel oor wat ons gisterand oor gepraat het by ons bidhuur. So die van julle wat dit nou daar was gisterand by Jesus is lig, gaan dit nou maar weer een keer moet hoor, maar ek voel dat ek moet hierdie gedeelte deel met ieder en elkeen. En ek het bietjie gisterand gepraat oor die vuur van God, en ons ken daai liedjie van nou Freddie Nes wat sing, daar's 'n vuur hier binne my wat brand. En my vraag was gewees dat, watse vuur brand binne my en jou? Want daar kan twee vure wees. Is dit die vuur van God se Heilige Gees, of is dit my eie vuur? Nou, wat sal my eie vuur wees? En ons kan ons Bybels blaai daar na Jakobus 3 toe, en ek gaan lees hierso vanaf verse 5. En hy sê, net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van die wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur, maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom 'n seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog waar 'n vars en bitter water uitborrel nie. En dis 'n baie gevaarlike vuur, is jou tong. Wat maak jy met jou tong? Hoe praat jy met ander mense? Hoe praat jy van ander mense as hulle nie in jou teenwoordigheid is nie? Is dit nie 'n baie gevaarlike vuur nie? En wat se vuur moet uit jou uitbrand? Nou, ons kan gaan kyk in God se woord as ons daar blaai na Matteus 3:11 toe sê hy, want dit is wat Johannes die Doper, toe hy met die mense gepraat het, hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En hoe wonderlik sal dit nie wees om gedoop te kan wees met God se Heilige Gees vuur binne in ons nie. En nie die vuur wat ons nou net gelees het hier in Jakobus nie, want daai is 'n baie gevaarlike vuur. So, hierdie hele gedeelte het letterlik in aksie gekom met die uitstorting van God se Heilige Gees. As ons gaan kyk daar in Handelinge 2, hier vanaf verse 1, hy sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in tale soos die Gees aan hulle gegee het. En hoeveel keer wil ek en jy nie sê, ek weet ek kan in 'n taal bid en ek weet ek kan in 'n taal praat en dit uitlê. Laat toe wat God se Heilige Gees jou vul en jou lei. Dat die vuur van God se Heilige Gees deur jou werk, en die woord sê, en hy gaan dit vir jou gee. Maar ek en jy moet daarby uitkom. En daar's 'n gedeelte wat nou wil sê is, dat ken die Here jou. Nou, gisterand gebruik ek 'n voorbeeld en sê, ken jy vir Elvis Presley? Nou, julle kan 'n paar ouens noem. Ja, ons ken vir Elvis, ek weet, ek was so klein laaitjie gewees, toe daai man so gesing het en goed is. Ja, so ek weet wie dit is. Maar ken hy my? Nee, ek het nou nie regtig met hom gepraat en goed is, ons het nog nie saam koffie gedrink nie. So, nou kan ek die vraag vra, ken Jesus jou? Want ek ken vir Jesus,
Baie van ons ken vir Jesus, maar ken Jesus ons? En hoor wat sê die woord vir ons, 'n baie gevaarlike stelling, as ons nie Jesus ken nie. En dit is Matteus 7 verse 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, gaan, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. My boetie en sissa, kom ons bid en ons vra God vir sy Heilige Gees vuur binne in ons. Laat die Here nie vir ons gaan sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Amen. Halleluja. Aba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie dat ons vanoggend net opnuut kan hoor dat die Heilige Gees vuur van God bring vir ons oorwinning, bring vir ons redding, maar dit bring ook oordeel. Here, vergewe ons dat ons so slim hou, waar ons dink ons is beter en slimmer as ander mense. Vergewe ons en kom verander ons denke en kom vul ons met u Heilige Gees vuur. Is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, nee, gaan doen wat die Here jou voorgeroep het en wees gehoorsaam. Geseënde dag vir julle. God bless.